Jy luister na Milie FM saam met my, Jean-Riek Odendaal, 90.7, kos vir jou ore, jou buurt, jou stasie, waar jy wil wees. En dis weer sulke tyd, dis bietjie onderhoud tyd. Vandag saam met my in die ateljee het ek vir Happy Hound, Magdal. Hi, goeiedag Magdal, aangenaam om jou weer te aanskou. Hoe gaan dit? Goed, baie dankie dat ons hier kan wees en almal wat luister, dankie dat julle luister. Happy Hound, diere, training, grooming, al die klasse van goede. Wel onbekend in Bloemfontein, maar julle het nuus. Julle het getrek. Ja, goeie nuus. Waar het julle heen getrek? Ons is nou so 'n bietjie nader aan die dorp. Ons is Maluti Laan toe op die grondpad. Ons is reg oor Kantuta Experience. So dit is so 2.6 km van Bloemfontein die Houta af. En dan van die ouens wat van Woodland se kant af kom, is ons so 10 kilometer weg. Ja, so ons is lekker naby. Ons is goed ingerig op hierdie stadium en dit kan net vorentoe gaan en beter raak vir die honde. Meer spasie, meer al daai dinge. Ja, meer spasie. Kliënte is dit bietjie makliker want hulle is bietjie nader, so dit help baie. So hulle kan gouer by ons wees. Dis hy. Ja, en dan vroeër optel ook, so dit maak dit net so bietjie makliker. En dan die logistiek natuurlik agter die saak. Ja, dit maak dit baie makliker, ja. Dis wintertyd. Ons diere slaap binne in die huis waar dit warm is en ook so buite as ons werk toe gaan of hoe ook al dit mag wees of hulle kom kuier by jou by Happy Hound. Dit dan nou gesê, dis nog steeds belangrik om ons diere na te gaan en seker te maak hulle is gesond en pelse is reg en al die klasse van dinge. So kom ons praat oor die belangrikheid van om jou 4 voet geliefde se pels gesond te hou. Wat kan jy vir my vertel? En veral nou in die tyd wat dit winter is. In die winter is dit nog steeds belangrik om elke 6 weke of 8 weke, soos wat jy in die somer jou hond sal gegroom het, te groom. Ja. Onthou, ons trek nou jassies aan en hulle lê voor die heaters en lê in die son. Ja. So jassies aantrek koek ons altyd die hare en die undercoat hou nie baie daarvan nie. So ons sien dit dalk nie, want ons trek nou die jassies aan en uit, maar hulle lyfies raak seer van al die lang hare wat vassit in die jassies en as ons die jassies uittrek, trek ons natuurlik die hare en saam met dit uit, ja. Ja. So ons verkies om dit bietjie nog steeds te skeer. As ons vir jou nou skeer, dan vra ek altyd gewoonlik vir die mense in die somer, dra hulle jassies of nie. So jassies gaan ons 'n bietjie klein korter maak, so dit is so 4 mm. Dis letterlik net, so as ons dit uittrek, dan is dit darm nog bietjie lekker warm vir hulle. Dis hy. En dan as hulle nou nie jassies doen nie, dan doen ons dit 'n bietjie langer. So dit hang af van hoeveel haartjies jou hond het, hoe dik dit is. Dan kommunikeer ons maar met mekaar, maar dis gewoonlik enige iets van 6 mm na 10 mm. Ek het gister enige gedoen van 18 mm. Die hondjie het net baie min hare. So ek voel as ek dit nou alles moet afskeer, dan gaan die dingetjie koud kry. Hy gaan definitief doodbewe, maar hy dra nog steeds sy jassie ook. Dus en ek dink uit die aard van die saak uit, dit is ook belangrik vir ons luisteraars om te weet dat daar bestaan dreadlocks is a real thing. En as hulle jassies aan het, dis 'n ding wat gebeur. Dit gebeur en dit maak seer. Dis ongelukkig en ons besef nie hoe seer dit is nie. Ek sê altyd vir baie kliënte wat sê nee, maar ek sien jou volgende somer. In die winter hou ons nie op om ons hare te was nie. Ons hou nie op om ons naels te doen nie. Ons hou nie op om ons tande te borsels nie. So hoekom doen ons dit aan die honde? Ons doen dit want dit is gemaklik vir ons en ons voel lekkerder na dit. En dit is dieselfde met die honde. As ons hulle groom en wat ook vir my bytel, honde wat ons gewoonlik dwars deur die winter skeer. In die somer is dit vir hulle baie makliker om aan te pas, want ons is mos nog steeds in daai roetine. 'n Hond wat nie in die somer geskeer word nie, nou gaan hy na, kom ons sê 3 maande terug na my toe. Sy hare is gekoek. Nou sit Eina in die eerste plek. Ja, plus julle het my volgens honde jare laas by hierdie vrou afgelaai. Dis nou weer 'n vreemde plek, man. Dis 'n vreemde plek, vreemde reuke, vreemde alles. So hulle en dis 'n nuwe perseel ook nou. En 'n nuwe perseel. So dis so 'n bietjie van 'n skok vir hulle. En dan maak ons hulle nog seer ook. So dan jou tweede sessie as hulle my sien, is dit soos ek wil nie hier wees nie. Ek wil nie hier wees nie. En dan kom hulle eers agter, okay, maar dis eintlik nie so erg nie. Die ergste is verby en dan gaan ons aan. En dan ook, jy het nou so genoem van naalsnip en tandeborsel en al die klasse van goede. Dis dan ook dienste wat uit die aard van die saak wat jy ook verrig. Ja, ek doen net nie die tandeborsel nie. Ek is so 'n bietjie skrikkerig met dit, want ek het al gehoor as ons te hard druk vir al kom ons sê jokkies en kleiner rondjies, ons kan hulle tandjies se wortels skuif. Nee, dit wil 'n mens nie. Nee, so ek sê altyd ek sal dit
die naels doen, die anal glands doen, ons skam hulle, alles doen, ek doen net nie die tande nie. Tande kan jy by die huis met 'n beentjie gaan doen, of jy gaan sien 'n veearts en jy kry iets by hulle om hulle te help, maar tande doen ek nie, ek doen ore ook. Obviously moet ons mos bietjie die ore skoon maak en die ore pluk, laat hulle daarmee beter kan hoor. Jy noem nou so van in honde jare, en dan sit nou weer by jou uitkom, en dan sit nou 'n vreemde mens wat nou hier voor is. Ek dink ook dis belangrik om te noem, dat selfs vir kinders en vir diere, roetine gee sekuriteit, gee veiligheid. So as hulle aanhou om konstant na jou toe te kom, dan is daar die sekuriteit, ek weet ek's by 'n veilige plekkie, ek ken die reuk van jou magtel, en ja, ek dink dit maak dit makliker, die belangrikheid van roetine. Ja, dit werk definitief. Dit is baie belangrik, en honde is nogal in roetine en ons kan vinniger klaarmaak as hulle in roetine bly. Dis hy. En dan is daar 'n bietjie meer tyd, onthou, ons het nie hokke nie. So hulle gaan grasperk toe of hulle gaan na 'n kamer toe. So dit is ook dan vir hulle. So in plaas van, kom ons sê ons groom nie die heel oor in die winter nie. 'n uur en 'n half, 2 ure, want onthou ons moet nou van die koeke en goed ontslaa raak. Is dit nou 45 minute en dan kan hulle gaan speel. So dit maak dit vir hulle ook lekkerder. Want ons is soveel vinniger en die kliënte is dit ook, want hulle weet, okay, dis net 45 minute of is net 'n uur, want dis altyd net 'n uur of 45 minute. Dit bly by dit, ja. Man, weet jy, laat my nou sommer so terugdink aan my kleuterskool daar. Ons gaan nou 'n bietjie gaan speel en al daai laste van goed. Magtel, dankie. Dankie dat jy by ons 'n draai kom maak. Dankie vir jou tyd. Ja, ons ding daarop aan die luisteraars bietjie 'n draai by jou kom maak en hulle diere in roetine hou by jou en gesond hou en omsien na die pels. En al daai goed. Dankie. Baie dankie dat julle na my geluister het en dat julle my die kans gegee het. Ja. Dankie. Nou, dit was dan nou Magtel Coetzee van Happy Hand wat by ons kom kuier het. Bly gerus ingeskakel, ons het nog vele lekker musiek wat net hierna volg.